Hierdie is Sê dit soos dit is. Ek praat vanmôre met Dirk van der Walt, die mede-stigter, co-founder van We Buy Cars. Dirk, baie welkom en baie dankie dat jy hier is. Gerard, ek dink dit is nog goeiemôre, né? Ja. Daar's hy, goeiemôre. Baie dankie. Het ek gesê dis nie goeie, het ek nie gesê is nie môre nie. Ek's nie seker nie, hoor. Ek het gesê goeiemôre. Nee, tog, het ek dit heel verloor. Dirk, baie welkom hierso. Dit is wonderlike voorreg. Ons het nou al mekaar 'n bietjie leer ken oor tyd en daar's by jou 'n enorme stuk lewenswysheid wat ander mense moet hoor om hulle te inspireer. Ons gaan eindig by We Buy Cars. In die besigheidslesse rondom hierdie ding, maar daar's 'n mensstorie van jou waar dit begin. Wat uitloop, daar's iets wat jou vorm, wat eendag uitloop op die totstandkoming van hierdie 8 biljoen rand besigheid. Wat is daai ding, daai vormingsjare van hierdie ding? Gerard, ja, ek het myself beloof om, my boetie sê altyd ek is verskriklik langdradig. En in Engels praat hulle van overbearing. So ek gaan nou regtig my bes probeer om baie direk te wees en nie overbearing te wees nie. Maar jy kan so 'n bietjie die emosietjie ingooi. Jy kan net so maak as jy wil hê ons moet 'n bietjie spoed kry, 'n bietjie aangaan, jy weet. So ek is iemand wat baie daarvan hou om altyd eers 'n analogie te gebruik om dan uit die analogie uit na die realiteit, en by die tyd dan het ek alweer 'n ander topik en heeltemal vergeet wat my draad was. En dit wil ek nou regtig vandag probeer vermy. Gerard, jong, ek weet nie hoe weet 'n mens wanneer het jy swaar groot geword nie. Ek dink daar's baie lae en grade van swaar kry. Ons het beslis nie swaar gekry nie. Ons het nie eendag sonder kos gewees in die huis wat ons van weet nie. Daar was tye gewees waar daar net rys en toppers was. Dit was uiters beperk. Dit was miskien 'n week of 2 in my hele totale lewe. Ons pa en ma het in die omgewing van die groot Mariko Zeres, daardie dele het hulle groot geword op die plase, en my pa wou bitter graag vir ons die plaaslewe gee. Maar ons het net 'n familieplaas gehad op Brandbach buite Cullinan. Dus 'n familieplaas waar my oupa gewoon het en so. Maar my pa het nie homself as 'n dorpsmens beskou nie, so ons het 'n plot gekoop. Hy het 'n plot gekoop. Maar ek dink nie hy het op daai stadium besef dat 'n plot is 'n ding wat jou geld opeet van 'n kant af. Jy weet. 'n Plot is 'n baie duur ding. Ons het op die plot groot geword. Dit het vir ons baie vryheid gegee. My oupa, hulle het in die depressiejare groot geword en hulle was verskriklik besparingsgeoriënteerd, en dit het afgevee op my ouers. Met die gevolg is my pa het net glad nie geglo daaraan om iets te koop wat nuut is nie, en my pa het geboer by die pandjieswinkels, en ons het in die jaar agter in die plot het ons baie staal gehad en baie hout gehad. Ons het elke saagmasjien en swysmasjien gehad wat jy aan kan dink. Alles tweedehands natuurlik by pandjiewinkels gekoop. Baie spaarsamig, want ek hoor hulle sê my oupa was nog erger. Hy het 'n paar shocks, jy weet, as die skokbrekers van die voertuig klaar was, het hy sommer die voriges weer 'n bietjie gebruik, jy weet. So ons het groot geword in 'n omgewing waar ons ouers het, my pa het vir ons geleer om jy weet, daar was altyd 'n bees wat ons het met ons eie hande gemelk, al was daar net een bees op die plot. Maar my pa wou gehad het ons met daai ervaring hê. My pa het geglo ons moet hard werk en dissipline hê. Hy wou ons nie sag groot maak nie, en vandag vrees ek dat ek dit wat my pa reg gedoen het dalk fouteer in my eie kinders, deurdat my eie kinders baie bevoordeel groot word en sagte handjies het en nie so my kinders het die voorreg dat hulle die stadslewe en die voorregte geniet, blootstelling wat dit vir jou bied. Ons het nou weer net ver genoeg van die stad af groot geword om die liggies te sien en te droom van hoe dit is in die groot stad. So ons is plotselinge groot geword wat droom van die groot stad, jy weet. My oom Bok van der Walt was biologieonderwyser by die hoërskool. My ma was die
die naaldwerk en kookkunsonderwyser vir 30 jaar op Erasmus Hoërskool by Bronkhorstspruit en so het dit aangegaan. Ons is prakties, my pa het vir ons prakties groot gemaak, my pa het klomp woonstelle op die plot gebou om in die gang te bly. En dit was vir ons niks snaaks om 'n kar te gaan sleep waar hy gaan staan en dan sleep my pa vir ons teen topspoed op die snelweg. So ons het geleer om teen hoë spoed te sleep. En my pa is 'n raakvat persoon wat glo jy moet hard werk en hy's 'n baie verskriklike innoverende vrydenker. My ma, die teenoorgestelde, baie gedissiplineerd, baie noulettend, baie netjies, baie gestel op wat ander mense van jou dink, terwyl my pa kan nie minder omgee wat iemand van jou dink nie. So ons het daardie kontras in ons opvoeding. Maar ja, ons hande het vir niks skeef gestaan nie. Ons kon voertuie regmaak en te kere gaan. En jy het nou gesê mede-stigter van WeBuyCars is nie heeltemal waar nie. My boetie Vaan is die stigter van WeBuyCars. Ek het die titel van mede-stigter eers 'n jaar of 2 later, 'n paar jaar later gekry, want die storie van WeBuyCars begin waar Vaan in standaard 8 is. Ek is nog in my 1 jaar in die weermag. Vaan is in standaard 8 en Vaan het met verjaarsdaggeld en so R400 was die bedrag. Ek onthou dit as R400. Miskien gaan Vaan vir jou 'n ander bedrag sê, maar ek's redelik 100% seker was R400. Het hy 'n stuk in 'n motorfiets gekoop wat hy reggemaak het met sakgeld en hy die motorfiets verkoop vir iets soos, ek praat onder korreksie, sê nou maar R3000 daar rond. En daar's foto's by die midstream tak byvoorbeeld en ander takke is al foto's van 'n Volkswagen Variant wat hy toe gekoop het met so 2 of 3 motorfietsse wat hy gekoop en verkoop het sy geld. Het hy toe die Volkswagen Variant gekoop. Dit was 'n fuel-injected model wat baie skaars was. As ek reg onthou het hy hom verander in 'n vergasser model omdat die injectors was te duur om te vervang. Hy het daai voertuig reggemaak en hom verkoop en toe het hy 'n Chevette gekoop. En na die Chevette sal Vaan vir jou verder kan vertel die karretjies wat opgevolg het, maar dit was die begin. Om van 'n skoolseun in standaard 8 met R400 te gaan na 'n motor of 2. By die tyd dat Vaan hier klaar gemaak het op NKP, het hy daar uitgestap met R65,000 in sy sak. R65,000 wat hy deeltyds gemaak het deur motors te koop en verkoop. Toe was ek nog nie op die toneel nie. So dis hoekom ek vir jou daai deel van die storie vertel. Terwyl op NKP was, het hy ook die Snoepiedag gehad. Hy het hoe het jy geleed, het ek jou vertel. Ja. Hy was, maar goed, jy word dan later die mede-stigter en dankie vir hierdie insetsel. Ons gaan kom dalk terug, maar eendag gaan hy ook hier sit. Ek hoop so. En dan check ons daai bedrag op. Ja. Ja. Jou skool daar. Waar het jy skool gegaan? Hoërskool Erasmus. En wou jy gaan swat toe jy daar is daar? Wou jy gaan studeer het? Nee, glad nie. Ek het skool gehaat. Ek het niks van skool gehou nie. Ek het glad nie geïdentifiseer met die idee van skool gaan nie. Ek het letterlik op die paviljoen gesit en kyk vir die voertuie wat daar op die pad verbyry en gedink eendag sal ek ook 'n lewe hê. En ek het gedink by myself dat nou sal die klok lui en dan sal ek soos 'n Pavlovian hond op die lui van die klok in rye aanloop na die klas toe soos bokke wat se klokke lui, jy weet. Ek het soos 'n gevangene gevoel in die hele opset van skool. Ek het glad nie daarmee geïdentifiseer nie. My oupa Dirk J.F. van der Walt was in die eerste 20 M.Ed studente op Tikkies. En hy was skoolhoof gewees op Skoomans Kloof as ek reg onthou, jy weet. Maar my pa was die laaste van 5 kinders gewees en hy het glad nie geïdentifiseer met die idee van skool nie. En hy is redelik vroeg uit die skool uit in die polisie in en so aan. Maar feit van die saak is, jy weet, ons het toe bietjie deur tawwe tye gegaan finansiëel toe ek so standaard 8, 9, 10 was. Toe dit het maar finansiëel regtig bietjie benoud gegaan. Daar was nie regtig geleentheid om te gaan swat nie. Dit was nie regtig 'n opsie nie. En ek het eers weermag toe gegaan en toe het ek 'n paar loswerke gehad en so. En om die waarheid te sê, ek het regtig baie gesukkel met wiskunde meer spesifiek. Soveel so, want ek het verboureerd geraak. Dis 'n lang storie. Jy weet ons het goeie onderwysers gehad, maar
as 'n kind minder talentvol is, jy weet dan met die wiskunde ding, dan partymal kry jy maar 'n bietjie harde tyd van die onderwysers. Ek was daai ouetjie gewees. Ek en die onderwysers in die wiskunde, ons het nie eye to eye gesien nie en ek stap toe uit matriek uit met 13% vir wiskunde hoër graad. Nie standaard graad nie, hoër graad. So ek het wiskunde op hoër graad gepluk 13%. Ja. Anyway, toe ek weer mag toe het ek so 1 of 2 werkies gehad hier en daar. Dat was 'n stadium en ek wil nie die storie vooruitloop nie, maar ek weet van 'n baie mooi storie en ek weet nie waar hy inpas nie. Een van jy sê het baie goed gedoen, maar daar iewers het jy hekmotors ook ingesit. Ja, ek het Watter stadium was dit? Daar's 'n plek gewees op Linwoodweg met die naam van Form Steel Tronics. Ja. So ek het so rukkie vir so 8 maande daar gewerk, ja. Wat het dan my 'n storie iets wat 'n vreeslike pragtige indruk op my gemaak het. Jy eendag so terloops vir my vertel het van die plek by 'n baie vooraanstaande ou wat jy hekmotor ingesit het en jy het vreeslik gesukkel. Daar was eintlik, dit was nie noodwendig net jou fout gewees nie. Daar was 'n fout met die ontwerp van die motor. Maar vertel my daai storie. Man, soms het hierdie hekmotors wat maar nou moet jy vat ons moet eintlik teruggaan want dit was by my neef Louis wat ek jou nog baie oor kan vertel. Ons gaan dan terugkom na Louis toe in die rol wat ek speel, maar ons praat net gou hekmotor. Hierdie man, ek kan ongelukkig nie sy naam onthou nie. Hy bly daar in die bokant van Olympus sit hy in 'n grand huis. Hy was by groep 5 op daai stadium as ek reg onthou was hy een of ander iets, ek weet nie wat nie, ek kan nie onthou nie. Hy was 'n redelike groot kop by groep 5. En ek het die voorreg gehad om sy hekmotor gaan opsit met hierdie want ons het pamflette geplak. Ek's baie trots daarop. Dit was regtig my idee om die pamflette te plak vir die hekmotors wat ek en Louis geïnstalleer het. Te plak. Ja, ek het die pamflette op die hekke geplak. Ons loop en dan plak ons die pamflette. As ons sien die ou het nie 'n hekmotor nie, dan plak ons die pamflet op sy hek. En dan sê ons vir hom, ons kan hierdie hek van jou outomatiseer vir die totale prys van daai tyd was dit iets soos R2600. En dit was 'n baie goedkoop prys want ons het die motors baie goedkoop iewers gekry. Min het ek geweet die rede hoekom ons daai motors so goedkoop gekry het is omdat daar foutiewe motors in die batch was. So meeste was reg, maar party het wat is goeie Afrikaans vir 'n intermittent fout. So jy tel nie die fout op nie tot eendag dan is die fout daar. So dit is wat daar gebeur het. Toe het ek nou die motor vir die man geïnstalleer en hy is 'n baie praktiese man. Hy is in sy, jy weet, hy's 'n hoofman oor 1000 waar hy werk, jy weet, so nou in 'n baie praktiese omgewing. En hier kom ek en die hek werk nie. En ons het gesukkel. Tot hy daar kom met 'n 6-pak bier op. Hy stap toe daar van die huis af met 'n 6-pack. Ja, toe sê hy vir my hierdie werk nie, nee, hier's groot fout. En jy weet, hy was een van 2 of 3 kliënte wat ek in my lewe bedien het wat vir my uit groot moeilikheid uitgehelp het. Ek wil amper sê bonatuurlik, jy weet, as jou turf sit en jy's moedeloos en jy is so wat is 'n goeie Afrikaans woord vir embarrassed, jy weet? Verleë. Jy is so verleë en die ou lets you off the hook. Kom sit daar by jou, sê vir jou ek sit hy daar plat op die grond by ja, jou en jy drink die 6 biere op. Ons altyd nee, elkeen het 1 bier gedrink. Sit daar met die rug teen die hek wat nie wil werk nie en hy sê toe vir my, weet jy wat? Jy het hard probeer. Ek sal jou vergoed vir alles wat jy geïnstalleer het, maar ek sal iemand anders kry om aan te gaan. Jy weet met die duurder opsie. Maar ja, dit is baie mooi. Hy was genade. Hy was baie groots gewees in sy gemoed en in sy hart om te sien dat die mannetjie sukkel. Hy traai hard, hy sukkel, maar hy kom nie reg nie. Jy weet, hierdie ding werk nie. Ja. Okay, we gaan nou jy's na skool en jy 13% wiskunde hoërgraad gekry en nou wat nou? Ja, ek het 1 jaar in die weermag gedoen en daarna het ek probeer Kirby's verkoop en so aan nog by Venter Center op Babsfontein ook gewerk vir 'n rukkie en so aan. Precon Paving Koos Kreer, shout out vir Koos Kreer as hy ooit hierdie hoor, dan sal ek sê Koos Kreer het 'n fenominale rol in my lewe gespeel by Precon Paving waar hy ons geleer het om verkope te doen en hy was 'n fenominale verkoopsbestuurder, Koos Kreer. Ek het so 8 maande by Precon Paving gewerk en terwyl ek dit gedoen het, het ek
'n sertifikaat gedoen by Damelin in bemarking. Maar by Precon Paving het daar ook 'n geleentheid gebeur waar daar 'n kwotasiefout was, ja. Jy sien, omdat ek net 13% in wiskunde gehad het, miskien was my meetkunde en my sommetjies. Die ding is, as ek begin somme doen het op daardie stadium, het ek amper outomaties verboureerd geraak, want dit het my baie intimideer. En miskien het ek toe nou te vinnig die somme gedoen vir die optel van die skets, jy doen ons nou maar 'n trigonometriese skets van om die oppervlakte bepaal van die plaveisel wat jy doen, en ek het 'n fout gemaak. Ek het die kliënt veelste min gekwoteer op sy plaveisel. En dit sou behels dat ek baie sou moes inbetaal, en hulle het basies vir my gesê, of jy of die kliënt, maar een van julle twee gaan die verskil moet betaal, want die werk is baie meer as wat jy gekwoteer het op die kontrak. Dis 'n Indeerman in Garsfontein, en dit was seker, ek my somme reg kry, dit was voor 1994, 'n Indeerman in Garsfontein. Ek het na hom toe gegaan, ek het mooi met hom gepraat, ek het vir hom gesê, my turf sit, ek's in die moeilikheid, ek het verkeerd gequote, en ek wys vir hom die som, en alles. Hy het my net so gekyk, hy het opgestaan, hy het sy chequeboek gaan haal, en hy het die cheque geskrywe, en vir my gesê, geniet jou dag, daar is die cheque. Mooi storie, merkwaardig. So, wat het op neerkom is, jy weet, as ek in 'n dienslewering-situasie is, wat ek nou geleer het uit die groep 5 man bo in Olympus, en die Indeerman in Garsfontein, is om daardie persoon wat vir jou probeer 'n diens lewer, en hy kom nie reg nie, om maar vir hom genadig te wees as jy kan, jy weet. Dit is, jy's nou by groep 5, en nou, wat gebeur nou? Ag, jy's nie groep 5 nie, jy's by die plaveisel ding, en... Daar was 'n bietjie van 'n ekonomiese probleem, die besigheid het opgedroog vir 'n ruk, en hulle moes mense laat gaan het. Ek weet nie of dit die wiskunde is, en of dit die ekonomie was nie, maar ek is toe nou daar uit. Jy moet verstaan, is ook nog baie jare terug, is moeilik om te onthou presies wat daar gebeur het, maar ek dink hulle het hulle mense minder gemaak, en ek kon nou nie meer daar aangaan nie. En gelukkig as jy nou terugkyk na jou lewe, en jy kyk na al die deure wat so periodiek toegaan, en die 13% in wiskunde, dis eintlik in jou guns gedraai, nee? Kan jy nou dink, as jy 80 gekry het, was jy dalk 'n dosent in wiskunde gewees. Ja, presies. En presies. Dan sê jy tot baie hoë ouderdom is hard werk. Ja. Gedankie tog vir die 13%. Ja. Maar op daai stadium het daar 'n baie groot draaipunt in my lewe gekom, wat ek ewig verskriklik dankbaar voor sal wees aan my neef Louis Botha. Louis en Didi is dierbare mense, is my niggie, en die oom Bok van der Walt wat ek van gepraat het, wat die biologie onderwyser was op Erasmus. Een van sy dogters, hy het 'n hele paar dogters, dis Didi, en sy is getroud met Louis Botha, en Louis Botha was T6 of N6, kan nie onthou of hulle T6 of N6 noem nie, instrumentmaker by Kentron gewees op daardie stadium, en dit bly in Garsfontein, Tony Holtstraat 290, en ek het by hulle gekuier, en Louis, my neef, sê toe vir my, dis 'n skande dat iemand soos jy nie gaan swat nie. Hy sê vir my, jy gaan swat. Toe sê ek vir hom, dis interessant. Ek sê vir hom, verseker, ek sal baie graag wil. Kom ons doen dit. Oeps, daar's net een probleem. Paar probleme om die waarheid te sê. Lag ek vir hom, ek sê vir hom, nommer 1, daar's die geld nie. Nommer 2, daar's 13% vir wiskunde hoërgraad, daar's nie universiteitstoelating nie. En nommer 3, daar's geen selfbeeld nie. Ek sê vir hom, ek weet nie, hoe gaan ek myself op kampus, ek kan nie myself daar sien nie, ek kan nie sien hoe ek myself daar sou handhaaf nie. Ek is maar 'n plotseling wat van die dorp af kom. Ek is te skaam, ek is te teruggetrokke, wat ook al, jy weet. Hy smurk net en sê, niks wat ons nie kan oorkom nie, jy weet. Alles oorkombare probleme. Hy sê, jy moet net in prinsip vir my sê ja of nee. Sê ek vir hom nee. Maar in sy boeke is 'n nee is net 'n
nader aan 'n ja. Elke nee is nader aan 'n ja, jy weet. En vandag is dit 'n motto wat ek ook van hou om Ja, elke nee bring jou nader aan 'n ja. Dis iets wat 'n ou moet aanteken, hè. Ja. Anyway, toe sê Louis vir my, luister, wat gaan gebeur is nou die volgende. Jy gaan hier by my kom bly. Bo op die solder. Dan gaan jy naweke en in die middag in die garage werk, pype sny en saag. Want hy het 'n klein besigheid wat hy aan die in sy vrye tyd die rolstoel, al die rolstoelhuisers, feitelik al die rolstoelhuisers wat jy in Pretoria op die karre se dakke sien, daai rolstoelhuisers. Dit was Louis Botha se besigheid. En ek sou nou graag nog 'n storie was 'n ander besigheid wat dit vir hom, vorige iemand wat dit vir hom basies gelaat het of aan hom verkoop het, ek kan nie onthou nie. Hy het hierdie rolstoelhuisers in sy privaat tyd gedoen en toe het hy gesê, nou okay, jy kom nou, jy help my nou uit die garage uit hierdie rolstoelhuisers bou, sal jou leer om dit te doen en dan gaan jy klas bywoon by Tikkies, skryf jou in vir bemarking, want jy moet onthou ek het by Damlin by meneer Joubert daai bemarkingssertifikaat gedoen toe ek by Precon Paving was. En Louis het dit geweet en Louis was self op daai stadium by die universiteit by Tuksnaal 5 besig met bemarking wat ek reeds die sertifikaat gedoen het. Toe sê hy vir my, jy kom saam met my swat by Tikkies. Ons doen okay, hy was Tuksnaal 5, ek het voltyds gegaan aan die begin. Skryf hy my in by die universiteit vir nie eksamendoeleindes, want ek het nie universiteitsvrystelling nie. Ek het op daai stadium 'n motorfietsie gehad, ek kan nie nou onthou waar ek daai motorfietsie gekry nie, so 'n rooi, ek dink dit was 'n Honda. En ek het met die motorfietsie gery in die aande na Pretoria Wes Technikon toe, en daar het hulle, het ek N3 en N4 wiskunde in 3 maande gedoen. En ek sal nooit die storie vergeet wat die persoon wat die lektor of die klas aangebied het, daai eerste dag, toe hy vir ons die boeke uitdeel, toe sê hy vir ons, wie van julle wil graag slaag? Wie van julle sal graag wil slaag, die kursus? Nou, steek almal nou so starig aan hulle, dit is nou meer blou boortjie mense. Ek vlieg nou in met die rooi motorfiets van Pretoria Oos af om daar te kom met klas by my. En almal steek hulle hande op, almal wil graag slaag. Toe skryf hy sy naam op die bord, soos wat 'n Dus jy hand ook toe op? Ja. O, jy is ook op. Ons sal graag wil slaag, dis nogal die punt van hoekom ons hier is, jy weet. En toe sê hy, ek is meneer so, ek kan nou ongelukkig nie sy naam onthou nie, toe sê ek is meneer so en so. Hy sê nou, as jy nou die handboek daar voor jou, sal jy kyk, jy sien dis nou dieselfde naam. Hy sê dit is omdat ek nou die skrywer is van die handboek wat ek nou vir jou uitgedeel het. Toe sê hy, as jy regtig doen wat ek vir jou sê, sal jy verseker slaag. So as jy regtig wil slaag, moet jy regtig vir my mooi luister, gaan ons saamwerk en jy gaan slaag. Toe sê hy, maak oop die boek, dan gaan jy na oefening 1.1.1 toe. Hy sê, kyk mooi, wat is daai oefening 1.1.1? Die oefening 1.1.1 in die boek is 1 plus 1. Dis die som. En die som nommer 2 is 1 plus 2 of wat ook al. Die kruks van die saak is, hy sê die ding bou van niks, bou dit op na moeilike wiskunde toe. En as jy elke oefening saam met ons doen, en al die oefeninge in die boek doen, elke oefening in die boek doen, dan verseker ek jou, jy sal slaag. Dit is wat hy vir die klas gesê het. En ek het gedoen wat die man gesê het, en my huiswerk gedoen en opgelet in die klas, en eventueel is ek deur met 65% vir wiskunde en 4, net voor die universiteit eksamens begin, en daar het ek universiteitstoelating. Dis 'n beautiful story. Ek het nog steeds regtig gesukkel, want ja, ek Louis terg altyd, hy sê jy het seker die duurste graad gedoen op Tikkies, want ek het baie vakke baie kere oorgedoen. Dit het my seker 'n totaal van 7 jaar, die laaste deel van die graad op my eie stoom gedoen, maar ja, eventueel deurgekom, graad gekry. 7 jaar vir jou 3 jaar graad. Ja, vir 'n groot deel deeltyds by Tuksnaal 5 gedoen, ja. Ja, dis beautiful. Nou, gaan 'n bietjie aan
ons beweeg We Buy Cars toe. Waar begin jou lewe met die We Buy Cars konsep kruis? Right, ek het 'n paar maande by Vom Steeltronics gewerk. Toe ek daar weg is, toe sit ek sonder werk. Onverwags. My boetie is 'n dierbare persoon en hy hoor toe nou nee, sy broer sit nou sonder werk. Hy is besig om in die onderwys, het hy 'n pos gehad op Ruyten, waar hy 'n onderwyser is, en hy het in Brooklyn by 'n vrou gebly in 'n woonstel of 'n ding, en hy het motortjies, 1 of 2 motors op 'n slag, het hy gekoop en verkoop in sy privaat tyd. Wanneer die junkmail uitkom in die oggende, dan het hy die junkmail in die hande gekry, donker in die oggend, en die bargains geïdentifiseer, dan bel hy die mense en dan verduidelik hy vir hulle, luister, ek wil so graag jou kar kom koop, maar ek is onderwyser, ek moet skool hou, ek kan eers 2 uur by jou wees. Sal jy vir my beloof dat jy daardie voertuig vir my sal hou, tot ek kan kom kyk 2 uur? Nou jy weet, die persoon het 'n bargain geadverteer, sy foon gaan nou baie lui deur die dag. Maar Vaan was so oorredende persoon, en dat hy het meestal die karre gekry, as die mense het meestal ingestem en goedertrou vir hom die motors gehou. So Vaan het met motors gehandel in sy privaat tyd, voor ek op die toneel gekom het. En toe Vaan nou hoor ek het my werk verloor by Vom Steeltronics, toe sê hy vir my, alright, kom werk saam met my met die karre, want ek kan regtig doen met iemand om my te help, om die karre van A tot B heen en weer te vat, want as jy nou ry om na 'n motor te gaan kyk en jy koop die ding, dan het jy nou iemand nodig om die ding vir jou te help wegry daarso. So het ek dan nou vir die, want ek dink Vaan het ook met 'n plan in sy agterkop, want einde daai Desember, begin Januarie volgende jaar, wanneer sy vrou klaarmaak, Tanya Kreer, wanneer sy klaarmaak by NKP, dan gaan hulle al twee na die Verenigde Koninkryk toe, om daar te gaan ponde verdien. En toe het Vaan vir my, oor daardie volgende 2-3 maande, het ek saam met hom gewerk. Toe sê Vaan vir my, alright, so jy, wat ook al se wins ons maak, jy kry 1/3 daarvan. Toe, my eerste maand se pay by Vaan was meer as my salaris by die, ek dink 3 maal, dit is reg, 3 maal meer as my vorige salaris, op die eerste maand, by wat ons saam karre gekoop en verkoop het. Toe gaan Vaan vir 2 jaar UK toe, waar hy dieselfde besigheid ook gedoen het, terwyl hy en sy vrou onderwys daar doen. Toe hulle terugkom na 2 jaar, het fanaties gespaar. En toe het Vaan bietjie kapitaal om terug te sit in die besigheid. Maar Vaan het nog nie die pad oop gesien om voltyds terug te kom in die besigheid nie, so hy het teruggegaan onderwys toe eers. Maar jy groei intussen hierdie besigheid? Nee, ek kon nie die besigheid regtig groei nie. Daar was, dis 'n lang, moeilike storie om vir iemand te probeer verduidelik. Die ekonomie het baie verander in my opinie, in daai tyd het die ekonomie regtig baie gesukkel. Die motors het opgedroog, die ry van mense wat in die ry staan om die motors te koop, het baie lank geword, daar was geweldig baie kompetisie, almal wat pakkette gekry het, daai tyd het baie mense pakkette gekry, elke ou wat 'n pakket gekry het probeer doen wat ons doen. So daar was baie kompetisie op daai stadium, waar ons tot op daai stadium het ons bargain hunting gedoen. Ons het winskoopies gesoek en hulle nagejaag en hulle gekoop, maar hulle het opgedroog. En toe het ek en Vaan gesels, ek sê toe vir Vaan, ons moet by die karre uitkom voor hulle in die koerant kom, want as hy in die koerant kom, is hy weg. En toe het ons begin adverteer. Ons het eers begin, dieselfde prinsip as met die hekke, die pamflette. Ons het eers pamflette oral geplak. Ek het in Garsfontein en Centurion elke poskantoor en elke ATM geweet waar hy is en hulle geplak met afskeerstrokies sodat mense adverteer ons. En dis waar die naam We Buy Cars vandaan kom. Want dis die hele konsep om vir ou te sê ek koop jou kar. Meneer Joubert, hy was 'n Engelsman, Joubert, met die Daimler sertifikaat wat ek gedoen het. Hy het daar op die tafel gesit eendag en hy het vir ons gesê, die bemarking wat ek vir jou gaan leer, gaan jy oral in jou hele
lewe kan toepas, insluitend jou huwelik, alles oral gaan 'n toepassing kry. En hy het onder andere ek sal nooit vergeet hoe hy ons vertel het van die ideale maatskappynaam is 'n maatskappy soos Hoover, stofsuier, want later in Amerika het almal as jy van 'n stofsuier praat, dan noem hulle dit 'n Hoover, ewenal is dit 'n Electrolux of wat ook al. Dan praat hulle van bring die Hoover. En naderhand nog beter, nie net alleen noem hulle 'n stofsuier 'n Hoover, dis soos 'n Boeing, 'n Airbus word ook 'n Boeing genoem. Jy verstaan wat ek bedoel. Maar later het die daad van om te stofsuig, as ek stofsuig, dan sê jy gaan Hoover. En dit het my gedagtes aan die gang gewand. Ons was eers student motors, toe was ons micro motors, en toe het ons op die naam We Buy Cars besluit en dit geregistreer. Nou, in daardie tyd, as jy geweet het wat 'n domeinnaam sou werd wees later aan, sou jy elke liewe een wat jy kan uitdink geregistreer het. En daar is mense wat dit wel gedoen het. En daar's mense wat goeie geld gemaak het deur die vooruitvisie te hê om goeie domeinname raak te sien en te registreer. Ons was regtig gelukkig dat We Buy Cars nog beskikbaar was op daai stadium en dat ons dit kon registreer. Die konsep wat my nog altyd fascineer as ek die naam We Buy Cars sien, het dit my aandag getrek. Jou toegang tot die mark is, jy wil vir 'n ou sê, ek verkoop nie aan jou 'n kar nie, ek koop jou kar. Want as jy eers 'n ou se kar gekoop het, dan gaan jy sekerlik sommer aan hom 'n kar ook verkoop. Ja. Maar ek koop jou kar is aanloklik. Ek moet jou sê dat daar is 'n inherente probleem daarmee wat ons toe nou later teekom. Groot probleem. Jy kan nie 'n sin soos daai, want dit is 'n sin in ons gaan toe na Adams prokureurs toe om die registrasie, jy weet, die handelsnaam registrasie. Jammer meneer, jy kan nie We Buy Cars as 'n maatskappynaam registreer nie, want almal het die reg om die sin We Buy Cars te gebruik. En tot vandag toe, alle motorhandelaars het die reg om te adverteer dat hulle motors verkoop en hulle skryf op hulle handelaars buite skryf We Buy Cars. Want hy mag, want dis wat hy doen. So dis 'n moeilike ding om te registreer. So ons moes, dit is 'n lang gesprek oor hoe die handelsnaam, dit is 'n hele gesprek op sy eie. En daar's 'n hele strategie en 'n taktiek rondom dit. Hoe jy dan nou maar eerder die grafika rondom dit, die kleure en die look and feel van die handelsnaam, dit registreer jy. En as iemand ons namaak in terme van hulle, hy's vry om daar in swart letters te sit We Buy Cars. Maar as hy daar iets opsit wat lyk soos We Buy Cars, die handelsmerk, dan die aard van die saak staan verdedig, dan neem ons stappe om ons handelsmerk te verdedig. Maar dit is baie interessant. So, julle is nou, jou broer is nog oor see, Mark is styf, is hier en die ding vorder na 'n punt toe, die ding vorder nie na 'n punt toe, die ding vorder na die begin van iets groots. Ja, daar's so baie om te kon praat rondom wat 'n ou kon gedoen het wat jy nie op daai stadium aan gedink het om te doen nie. Maar feit van die saak is, deur die genade van bo het ons survive. Ek het survive op daai stadium, van julle het goed gedoen oor see, van het terugkom van oor see af. Ek dink nie, ek dink van sal van my verskil as ek sê die mark was moeilik. Ek dink die mark was moeilik, maar die pamflette uitdelery, die adverteer op rekord voorblad en daai het van ook toe ingesien dit werk en gelukkig vir ons want dit het 'n kurwe waar daar's 'n traagheid voordat jy kan sien dat dit werk. Dit lyk nie dadelik of dis duur om dit te doen. Dit lyk nie dadelik of dit werk nie. Nou, ons was gelukkig geweest dat ons lank genoeg aangehou het. Maar ons het 'n vermoede gehad en ons vermoede was reg dat dit werk en dit het toe éventueel vir dit self betaal. Maar ja, daardie 2 jaar wat ek alleen toe kom van terug, van was net eers terug onderwys toe, want hy het nie heeltemal kans gesien om dit jy weet. Toe sê van vir my, nee, maar hy sal net 'n derde, so weet jy, die rolle omgeruil vir 'n klein rukkie en daarna het van voltyds ingekom. En hy het
van die geld wat hy toe van ernstige geld in die besigheid ingesit met die dat hulle gespaar het. Toe kom van voltyds in en is toe dat in 2001 toe dat ons WeBuyCars registreer. Want jy weet, ek glo die gesprek sal nou nog later uitkom by my en Van se verhouding. Van het 'n absolute besonderse dryfkrag, baie spesifieke wat baie eie is aan hom, wat baie besonders is. En ja, dis 'n absolute voorreg vir my om saam met Van te kan werk. En dit is die begin van groot dinge gewees. Jy weet, ons as broers mekaar aangevul en dit is 'n groot geheim van die lewe. Hoe twee vir 'n goeie vennootskap het jy verdraagsaamheid en omsigtigheid nodig, geduld. En jy weet, dit is 'n kwessie van een hand was die ander hand en jy het 'n linkerhand en 'n regterhand. En in ons verhouding is Van die regterhand en ek is die linkerhand. Ek is die dom hand. As dit sin maak wat ek vir jou probeer sê. Ja, hy sal nie saamstem nie. Nee, hy sal. Hy sal dit net nie hardop sê nie. Julle is nou van ons vol daar, hierdie ding is nou klein. Hoe lyk WeBuyCars daai eerste 3 maande? Hoe groot perseel? Waar begin dit? Ons sit in Gasfontein by verskeie woonhuise, eers by my huis en toe by Van se huis, want Van se huis was groter. Ons het letterlik in die agterjaard die 10 karre wat ons toegehad het, het ons spieeltjie teen spieeltjie, dat jy by die sondak moet uitklim. As jy die karre teen mekaar parkeer, dan moet jy by die sondak uitklim, want anders kom jy al die karre daarin. Toe gaan ons na Van se eiendom toe, waar dit bietjie groter is, en daarvan af het ons daar reg langs Plantland, op Atterbury-weg, aan die ooste kant van Atterbury, die Plantland, op Atterbury-weg. Nie die ene wat daar naby Menlyn is nie, die een wat verder oos is, jy weet, in Olympus. Daar in Olympus het ons 'n plot gekoop aangrensend aan die rugkant van die plot is teen Atterbury-weg en die ander sy is teen die agterkant van Plantland. Groot plot, ek is nie seker presies wat die grootte is van daai plot nie, seker maar 'n hektaar of 2, ek kan nie onthou nie. En daar het ons gegroei tot 80 karre toe. Nou 80 karre is al 'n aansienlike hoeveelheid karre, veral ons omset was in alle waarskynlikheid hierdie omgewing van ek moet baie versigtig wees om nou getalle te noem, maar ons omset was in alle waarskynlikheid meer as 2 maal daardie getal. So by die tyd wat ons voorraadhouding 80 karre was, het ons in alle waarskynlikheid, want ons het op daai stadium groothandel gedoen, so te sê eksklusief net aan motorhandelaars verkoop op daai stadium. En toe het die publiek agtergekom van die dat ons daar karre verkoop en die publiek kom daar en dan sê hulle nee, maar ons wil ook by julle koop, jy weet. En dit is die dat ons toe nou aan die publiek ook. Maar ons was in beginsel eintlik die verkoop van die voertuie het van self gekom. Dit was die aankoop wat die kuns was. So ek sou sê die belangrikste fundamentele draaipunt in die bestaan van WeBuyCars, wat daaraan die begin, was die dag hoe ons agtergekom het dat die aankope van voertuie wat ons doen, ervaar die kliënt as 'n diens. Die dag toe ons dit agterkom, het daar 'n kopskuif, algehele kopskuif plaasgevind. Anders, as jy sê die kliënt dit beleef as 'n diens, in teenstelling met? Want op daai ons doen bargain hunting. Ja. Ons is die hele dag, elke dag, ek en Van, met 'n drywer op die pad, aanvanklik in ons 1987 Toyota Corollaatjies, later 93, 94 BMW 3-reekse en Audi A4's 1.8 turbos wat ons gery het, 320 BMW's petrol of diesel wat ons gery het. Elkeen sit aan die passasierskant met jou notaboek op jou skoot en jou foon teen jou oor en jou drywer wat jy opgelei het om vir jou mooi lekker netjies te ry. En jy's permanent vir 13 jaar lank was permanent op die pad met jou drywer. En Van? Ja. Julle twee? Al twee, ja. Wanneer begin daai 13 jaar? Ek probeer net 'n tydlyn nie vasstel. Daai 13 jaar begin min of meer watter jaar? Jo, daai gaan moeilik wees om ek sal moet ag, min of meer. Laat 90s. Ja, daar iewers ter. Ek sal moet sommer doen tot by 2010, maar baie wyd. Sit julle elke dag in 'n kar? Permanent. Van een plek na die ander plek. Ja. En jy weet, dit is baie moeilik om in vandag se tyd jou dit in te dink. Maar ons het letterlik met 80, 100, 120, 130.000 rand
in 'n rugsak op jou rug geloop. Ons het karre kontant gekoop. Die rede hoekom ons dit kon doen, is omdat ons het 'n totaal onvoorspelbare program. Niemand weet wanneer jy waar gaan wees nie, en ons wissel karre baie gereeld. So, ons het nooit enige probleem daarmee gehad nie. Ons het net verstomde kliënte gehad, wat net absoluut verstom is, as jy vir hom sê, ja, ek gaan die kontant nou hier voor jou uitpak. En dit Natuurlik doen ons dit verseker nie meer vandag nie. Vandag is totaal 'n ander omgewing. Maar dit het ons gebring na 'n paar jaar, soos ek dink ek was omtrent 13 jaar pertinent, ek en van permanent op die pad, besig om karre aan te koop. En toe het ons vir die eerste keer dit gewaag om iemand te vertrou met dit wat jy as jou baby beskou. Want jy weet, jy raak so verknog en emosioneel oor die manier hoe jy daai job ontwerp het en hoe hy gedoen moet word, dat dit is vir jou swaar om dit te vertrou aan iemand anderster om daai werk te doen, wat vir jou neer en deur is. Maar éventueel het ons besef dat die vraag raak te groot, ons kan nie by almal uitkom nie. Ons advertensie het toe nou natuurlik verander, dat ons het nou besef, ons lewer vir jou 'n diens, ons kom na jou toe, ons koop jou kar in 'n jiffy, ons maak dit quick and painless. En dis nou nog so. Ja, en jy kan ons vertrou, want ons is bekend en ons lewer goeie diens en almal weet van ons, so jy hoef nie te worry oor 'n skelm wat jou gaan kom scam nie. Jy kan net vir ons bel, ons kom na jou toe, ons koop jou kar, dis jy sal betaal, dan het jy nog jou kar. So daar's nie risiko vir jou nie. Dit is toe nou die diens wat ons lewer, en nou is 'n groot aanvraag vir die diens, toe het ons mense aangestel om dit vir ons te doen, en toe is dit nie lank nie. Toe kom ons agter, maar hulle doen dit ewen nog beter as ons. Miskien omdat hulle minder emosioneel betrokke is, ek weet nie hoekom. Maar miskien het ons hulle net besonder goed opgelei, ek weet nie. Maar die ouetjies wat ons aangestel het, Ricky Hiles, Jean-Ray de Fortier, dit was ons eerste 2 aankopers. Daarna Pieter Koekemoer, sy boetie, en so gaan dit aan. Ons het, die jong mense het toe by ons basies oorgevat en daardie pos beklee, en hulle het met die drywers rondgery, en later aan is ek en Van in die kantoor besig om die administrasie en die oproepe en die leads en die website, die webtuiste ontwerp en die aanvanklik het ek is vreeslik trots daarop dat die hele konsep van die vormontwerp op die webtuiste was op daardie stadium 'n nuutjie. Vandag is dit absoluut vanselfsprekend. Jy kan nie dink dat iemand nie dit doen nie. Daai tyd was dit nuut. Dit was nuut. Dat jy 'n aanlyn vorm op jou webtuiste kan iemand die ding invul. Dit was 2001. Suid-Afrika, moet jy in gedagte hou, was 'n bietjie agter, en die res van die wêreld, en alhoewel dit beskikbaar was, het nie almal dit gedoen nie, en baie mense het net eenvoudig op daai stadium nie so daaraan gedink nie. Dit was vir hulle nuut, en dit was vir ons nuut, en ons het, ek sê ons het baanbrekerswerk gedoen nie, maar ek dink ons het so 'n bietjie baanbrekerswerk, want daai vorm wat dan ingevul word, kom dan in jou inbox by jou e-pos, as 'n e-pos aan. So daar was 'n tyd gewees wat ons leads kom in die inbox, in jou inbox aan, as e-pos. Dan sit ons in die kantoor en ons doen die pryse en ons adviseer die aankopers hoe hulle moet aankoop en wat. Toe het ons natuurlik ook assistente en logistieke mense aangestel, en Fons sal nou vir jou presies die getalle kan sê, maar ek skat ons was rofweg seker so 10 mense voor ons in Info Gateway in Pretoria Oos, tussen Pretoria Oos en Mamelodi is Info Gateway, het ons toe die eerste pakhuis gebou, en dit was seker die derde of vierde gebou wat in Info Gateway opgegaan het, was ons. As jy inkom by die ingang links, eerste gebou links. En hy is nog daar. Ja, en toe het ons die aanliggende eiendomme een vir een opgekoop, tot ons iets so 7 eiendomme gehad het. Ek is nie seker wat die totale voorraadhouding daar was in totaal nie, maar ek skat dit was seker 600 karre daar rond, wat ons toe nou op is na toe. En ons het daar begin met 80 karre. 80 karre. Ons moes hulle wyd ooppak, dat die plek bietjie vol lyk, jy weet. Ja, en jy sien, dit is nou al reeds lank voor dit wat my boetie se administratiewe vaardigheid en sy noulettendheid en sy dissipline
is wat ons gedryf en deurgehak het. Ek kan baie lank daaroor praat. Die groei, die belangrikste boustene in die groei van die 80 karre na, ek sê na en nou gaan ek net die vraag vra, hoeveel, as ek vandag sou tel, hoeveel karre op julle vloere als en al staan, is hoeveel vandag? Jong, dit wissel, en ek moet baie versigtig wees, ek sal erg onder korreksie praat as ek vir jou sê, dis rolweg in die omgewing van so 14,000 karre, miskien, ja, op pad na so 14,000 karre. Ja. En dit beteken daar skuif elke maand min of meer 14,000 karre min of meer uit en in. Ja. 28,000 transaksies. Ja. 'n maand. Ja. Nou om dit te kan te laat gebeur is enorm, want julle lewer 'n diens aan die publiek en julle beroem julle daarop dat julle vertrou kan word, maar nou is daar skelms in die publiek. Ja, kyk, So jy die kooptransaksie is nou is nie so maklik, jy gee vir 'n ou paar rand in sy sak. Jy moet nou eers seker maak daai kar is wettig, dis die eienaar. Ons het baie komplekse sisteme oor die jare ontwerp. Elektroniese sisteme wat konnekteer met natestelsel. Ons het baie sisteme in plek en nog steeds het ons elke maand 'n paar gekloonde karre en so kan jy aangaan. Party so hier en daar een wat ons eie skuld is waar die aankoper miskien nie alles gekontroleer het soos wat hy moes nie. Ander gevalle is dit so goed gekloon dat jy nie kan weet nie. Jy weet, so ja, daar is daarvan. Maar en daai kar, as jy ontdek is 'n gekloonde kar, dan kom die skade na jou toe. Ja, dit is outomaties van ons eie rekening daai, daar's nie 'n ander manier nie. Jy weet, en dit is maar par for the course, jy weet, dit is hoe dit is. Dit is waar die vraag word van 80 na 14,000. Is daar 'n paar plekke wat jy sê hierdie is boustene van hierdie groei? Wat is daai goeters? Wat hierdie ding van 80 na 14,000 laat groei, het jy 'n paar stewige hoekstene nodig. Anderste val hierdie ding uitmekaar uit. Ja. Goed, dit is soos die boer wat goed doen op een plaas, nou koop hy 1, nou het hy 2, dan doen hy dubbel beter, dan het hy 3, dan doen hy nog beter, en dan later het hy 8, en dan val die hele ding uitmekaar uit. Daai is 'n baie goeie vraag wat jy daar vra. Toe Vaan op NKP was, het hy sy beste vriend John Mills ontmoet. John Mills was studentevoorsitter gewees. John Mills het later onderwyser geword by Middelburg. Ek glo John Mills was goed op pad om bestem verhoor dinge in die onderwys. Hy was ook 'n vooraanstaande rugby-afrigter gewees en so aan en so aan. John Mills was passievol oor mense, passievol oor alles wat hy doen. En op daardie stadium was John ook 'n steunpilaar vir Vaan in sy lewe gewees. En op verskeie geleenthede het sy ek of Vaan gesê, hoekom kry ons nie vir John om vir ons te kom help om hierdie plek te bestuur nie. En éventueel het Vaan voortgegaan en vir John genader en vir John Mills gesê, kom help jy vir ons. John wou nie aanvanklik nie, want hy het 'n goeie loopbaan in die onderwys. Later het John by ons aangesluit, Vaan het sy arm hard gedraai en John Mills het by ons aangesluit. En daar het ons gesien wat 'n verskriklike groot verskil die regte persoon in jou besigheid kan maak. En John, ek sê altyd John is soos jy weet, as jy kyk na die muur, dan sien jy die dagga tussen die stene wat die hele huis aan mekaar hou. John hou alles aan mekaar, omdat hy so 'n ryk mensekennis en menseverhoudinge het hy die vermoë om dit alles vir ons te help by mekaar hou, en al die mense se behoeftes en hulle oriëntasie en hulle opleiding en al daardie dinge. En John is ook baie goed met die operasionele bestuur van die besigheid. So het John dan nou die operasionele bestuur tot vandag toe, ja. So wat ek sê is, om die regte mense te kry, is natuurlik sleutel. Jy kan nie dit doen as jy nie goeie mensekennis het nie. En as jy nie die persoon is met die baie goeie mensekennis nie, dan het jy iemand anders langs jou nodig wat goeie mensekennis het om met mense te werk. En die hele EQ
ding aan die gang, jy weet, vir jou te behartig, as jy nie self iemand is wat van nature 'n goeie aanvoeling het vir mense nie. En wie's daai ou by julle? Wie jy en Van het vir wat is die persoon met die Mills van wat is sy John Mills, ja. Julle het hom beide raak gesien. Ja, albei. Dit was eers Van toe ek ek sal nie weet wie maar Van het toe éventueel besluit om dit te doen. Maar dit is nog steeds julle styl van mense raak sien en nooi hulle kom werk hier by jou. Ja, Van het in die gewoonte gekom om mense aan te stel wat hy iewers raak sien, talent raak sien, eerder as om iemand uit die koerant uit wat nie iemand wat jy weet mens kan baie daaroor argumenteer en daar's geen absolute mens moet versigtig wees vir die uiterstes van die argument. Maar dit is as jy 'n pos adverteer, moet jy mooi dink wie is die gehoor wie jy aantrek om aansoek te doen vir daardie pos. Jou beste kandidaate is mense wat jy met die Bos-Telegraaf kry. So byvoorbeeld, toe het oom Brand Pretorius Van Toyota. Ja, Brand Pretorius, daar sê oom Brand Pretorius, toe hy oor ons is nou stigtelik op soek na die regte CA, toe het hy vir my en Van genooi vir 'n breakfast en ons het daar naby sy huis 'n breakfast gehad. Dit in die op sigself is 'n lang storie oor hoe dit gebeur het. Ons was by 'n jaareindfunksie van FNB gewees by Kailami. En toe sien, jy onthou, ons was toe nou nog jonk in die hele ding. Toe sien ek vir oom Brand daarso en ek het toe nou sopas sy boek agter aan die stuur gelees en ek was baie erg onder die indruk van die hele konsep van servant leadership waaroor hy geskryf het en toe ek hom nou daar sien en hy is soos 'n ikoon vir my. Ek is omtrent in trane net om te sien en toe kom stel iemand hom nou nog boonop aan ons voor, jy weet, en ek sê toe vir hom oom Brand, ons is net soos jy, jy weet, ons glo wat jy glo. En my woorde aan hom was, ons glo die goeders wat jy glo. Bedoelende, ons glo in die hele konsep van servant leadership en so aan. En anyway, daar was 'n ander man daar wat op daardie stadium ons verhoudings met FNB bestuur het en hy sê toe vir my, nee, hy gaan ons voorstel aan oom Brand, hy gaan doen net 'n dag of wat later, toe het ons genooi vir 'n breakfast, ons met oom Brand gaan sit. Maar net hier stop, want dit is iets baie spesiaal van Brand Pretorius. Absoluut, dat hy belangstel om vir jou iemand te kry. Nee, is dit nie baie spesiaal? Ja. En toe het hy vir Chris Rein aan ons voorgestel en hy het vir ons genoem dat hy dink dat Chris Rein sal 'n goeie FD wees vir ons, CFO wees vir ons en Chris Rein is tot vandag toe ons CFO. En ek kan net met die grootste lof praat van nou Chris Rein. Afgesien van die feit dat hy 'n briljante CA is, het hy ook in die see my lewe gered met 'n jetski, jy weet, so dis 'n ander storie. Wolraad Woltemade. Ek terg altyd as ek hom sien, dan sê ek vir hom Wolraad Woltemade. Ja. Ja, kan jy dink enige plek in hierdie verloop as jy die verkeerde ou aanstel, hoeveel jare sit dit jou terug? Absoluut, ja, absoluut. Veral in die Suid-Afrikaanse arbeidsreg konteks, wat jy nie net kan vir 'n ou sê vat jou goed en loop nie. Verseker, ja. Dis 'n groot gestoei en in daai tyd staan 'n besigheid stil. Inteendeel, dit vertraag dit nie, dit kan dit self terugtrek. Die ontwikkeling van julle IT-ontwikkeling het ook 'n baie groot rol in hierdie ding gespeel. Julle IT moet 'n baie komplekse sisteem wees om hierdie transaksies elke dag te doen. Jy vat 28.000 koop en verkoop transaksies 'n maand gee vir jou dit gee vir jou 1000 'n dag. 1000 keer koop en verkoop en 1000 keer 'n dag is daar 'n interaksie tussen 'n koper en verkoper en dan weer jy word verkoop en 'n koper. Ja, ek dink dit is letterlik as jy al die koop en die verkoop en al is bietjie meer as dit selfs. Ek dink daai ding het 'n baie interessante aanloop, want toe ons nou die aankopers aangestel het wat toe ons nou 'n klompie aankopers op die pad het. Toe ons nou Info Gateway is en ons het 7 of 8 aankopers. Vandag het ons meer as 350. Toe ons nou daai paar 10 aankopers of wat op die pad het. Toe
het ons die behoefte dat ons probeer toe nou om hulle, ons speel toe nou met die gedagte om hulle sagte ware in hulle hande te gee in die vorm van 'n iPad of iets, wat dan hopelik sou outomaties aanlyn integreer met die sagte ware by die werk. En om dit te kan doen, oor alle platforms heen en oor alle netwerke heen, was op daardie stadium 'n baie, baie groot kuns. En daar was sekere sagte ware maatskappye wat vir jou pas maak in 'n kitsoplossings bied. Maar die kitsoplossings het ons nie op daardie stadium besef met wat so groot prys dit kom, dat jy jou basies verbind tot 'n sekere stelsel en al sy ondersteuning of behoefte aan ondersteuning, jy is dan nou vas in daardie milieu. So ons het 'n duur les geleer, maar aan die ander kant was dit ook baie goed vir ons, want dit het gedien as 'n brug vir ons. So op daardie stadium het ons baie dinamiese diens gelewer en ons sagte ware was alreeds baie goed, maar dit het teen 'n baie hoë prys gekom. Want ons was op 'n stadium, op 'n punt waar ons letterlik net 2 mense aan die land gehad het wat weet hoe die stelsel werk en dan die een ou gaan oor see en die ander ou is regtig aklig om mee saam te werk, jy weet. So dit was 'n ernstige probleem en ons het toe éventueel iewers op daai pad het Wynand Bekes op ons pad gekom en Wynand Bekes het hy is intussen natuurlik Dr. Wynand Bekes, dit is lekker om hom te terg oor dit. Maar en nog steeds in hulle dien. ja, hy is nog steeds by ons en hy het vir ons daai dag gesê, luister manne, we can do this the easy way or we can do this the hard way. Jy weet? Hy het vir ons gesê, daar's die moeilike manier en die maklike manier. Wat verkies julle? Moet ek vir julle 'n kitsoplossing gee? Of gaan ons die ding vir julle regmaak sodat hy robuust kan wees, sodat hy bulletproof kan wees en al die pad kan gaan? Watter een van die twee wil julle hê? En natuurlik antwoord 'n mens dan nou dadelik, ja nee, natuurlik, ons soek die beste, hardste, goedste ene. Sê hy vir ons, ja nee, maar jy moet jy verstaan, dit gaan teen 'n prys kom. Jy kan nie laat ek vir jou hierdie fancy stelsel oor 'n periode, hy sê toe vir ons, dit gaan 4 jaar neem. En dit gaan baie frustrasie wees vir julle om uit te hou tot dan toe. En ons het uitgehou tot dan toe. Ons het vir hom die groen lig gehet. En vandag sit ons met ons eie soewereine ruggraatstelsel wat baie uniek is tot ons. Ons sit nie met verskeie kompeterende sisteme wat ons het nie compatibility issues soos hulle sê in Engels nie. Ons het een soewereine stelsel wat alle stelsels alles oral, alles deur die hele maatskappy doen. En dit is ons pride and joy, soos hulle sê. Dit is die goue graal in die wêreld van data en dataverwerking. Julle sonder dit kon dit nie gegroei tot hierdie punt nie. En julle is waarskynlik nie klaar gegroei nie. Die fondasie is gelê om groter te gaan. Jy weet, ek het al baie kere gewonder, wat gaan word van hierdie sêding soos ons aangaan? My gunsteling sêding deur die jare is om te dink dat hierdie is nog maar net die begin. Maar nou raak dit 'n bietjie awkward om dit te sê. Ja. Maar miskien moet 'n ou die waagmoed aan die dag lê en sê om te dink hierdie is nog maar net die begin. Ja. Wel, dit is so, kyk, 'n ding gaan op of af. Nee, jy kan nie sê op 'n plek dis nou klaar nie, want dan vernietig jy 'n droom. Dit is ongelukkig so. Ja. Jy kan permitteer en wie weet wat, maar jy gaan of daar's niks wat so loop. So jy het nie eintlik 'n keuse nie is om voort te gaan met presies dit wat jy sê. Ek het eendag met jou gepraat oor hierdie IT ding wat jy gevestig het en toe het jy 'n opmerking gemaak wat daarop neerkom dat terwyl tegnologie so wonderlik is dit ook baie gevaarlik, maar ek weet nie of maar jy het half onwillig gelyk om daaroor te praat. Maar miskien het ek jou verkeerd gelees. Nee, verseker. Die ding is, data is wonderlik. Informasie tegnologie is baie wonderlik.
Die besluitnemingsvermoë wat dit vir jou gee, die vryheid wat dit vir jou gee, die insigte wat dit vir jou gee, die statistiese inferensie en ekstrapolasie, die vermoë wat dit vir jou gee, is fenomenaal. Dit is so fenomenaal, dat mense 'n oordrewe vertroue daarin stel. En ek dink, miskien sal die bestuur nie noodwendig met my saamstem nie, maar 'n mens moet baie versigtig wees dat jy nie die mense vergeet wat daardie syfers op die bord sit. Want aan die einde van die dag is ons hele geheim nie die data en die tegnologie nie, maar die mense wat vir jou werk. En dit is die konsep wat my die heel naaste aan die hart lê. Is 'n ding met die naam van Purnell's Iron Law of Bureaucracy. En wat dit basies sê, as jy dit Google, Purnell's Iron Law of Bureaucracy, is dat die persoon in 'n groot maatskappy, as 'n groot maatskappy begin bureaukraties raak, dan sal die persoon wat die bureaukrasie dien, as opposed to die oorspronklike organisasie met die oorspronklike organisasie se doel en rede. Die persoon wat die bureaukrasie dien, gaan bo uitkom bo die persoon wat die oorspronklike doelwitte van die organisasie dien. Dit is Purnell's Iron Law of Bureaucracy. So, in WeBuyCars probeer ons regtig hard om by die basiese beginsel van ons kultuur is menslikheid en gulhartigheid en alles wat daarmee gepaard gaan. So wat ek probeer sê is dat aan die einde van die dag is dit jou mense en jou mense kennis en jou vermoë om met mense te werk en om mense te verstaan wat die beste uit mense uitbring. So deur ons groei was ons eintlik gewoond daaraan dat mense agter die skerms laat aande werk en vir ons uit die gulhartigheid en goedhartigheid van hulle hart vir jou hase uit hoede uithaal as 'n matter of course. En dan, later, eendag, as jy bureaukraties begin word, dan staan daardie dalk 'n bietjie, jy weet. En dan éventueel, een of ander tyd, moet 'n ou weer, want bureaukrasie is nodig. As jy gaan lees en 'n studie maak van bureaukrasie is absoluut nodig. Hiërargie en organisasie en organisatoriese doelwitte en strukture is nodig. Maar die voorste kenners van besigheid, ek wens ek kon nou hulle name onthou, ek onthou baie spesifieke oomblikke in baie spesifieke toesprake, waar hulle vir jou aantoon dat die op een of ander tyd van die geskiedenis van besigheidsorganisasie het mense baie geïmponeerd geraak met organisatoriese strukture en hiërargie, het 'n vreeslike belangrike rol begin speel. Maar toe, sê nou maar hier in die 60s, met Tom Peters en Jim Collins en van daardie mense het toe die beklemtoon die belangrikheid van mense teenoor 'n koue struktuur en 'n organisasie en 'n hiërargie. So, ek gaan nou my punt verloor wat ek probeer sê. Ek probeer net sê aan die einde van die dag is dit die mense wat vir jou gaan verder vat as die hiërargie en die struktuur. En as jy te veel staat maak op jou strukture, jou organisasie, jou hiërargie, dan in jou administrasie en éventueel dan jou data, jou geweldige analitiese kritiese data, jou data ekstrapolasie en die statistiese inferensie, dan is jy so stadig maar seker besig om die pad kwyt te raak, want jy is nie meer in aanvulling met die mense wat jou gebou het en jou gemaak het wie jy is nie. Hierdie is vreeslik belangrik en ek bedoel hierdie proses, die hele ding rondom AI, is die vraag nou waar speel die mens nog 'n rol? En ons is geskape wesens met 'n uniekheid so belangrik. En die ou wat dit verloor. Ja. As ons die waarde daarvan verloor, dan het ons verloor. As jy het gepraat oor die daar's die boom van kennis en daar's die boom van die ewige lewe. Ja. So, ek wil nie op daardie uitbrei nie. Maar dit is iets om oor te dink, want informasietegnologie is als geskoei in die konsep van kennis en metodiek en meganika, wat koud en klinies en analities is. Ja. En die boom van die ewige lewe is geskoei in dinge wat
lewegewend is, wat warm is, Permanent. wat permanent is. En permanent is, want die ander ding is, it's not all about this. Hierdie is baie tydelik. En as 'n mens 'n bietjie ouer word, sonder om te erken jy word ouer, maar as jy 'n bietjie ouer word, dan begin jy skielik besef hoe vinnig dit verbygaan. Ja, daar's mos 'n tyd wat jy in jou lewe dink, hierdie ding gaan aanhou vir altyd. Ja. En dan begin jy ewe skielik besef, dit is nie so nie. En jy besef hoe vinnig dit werklik verbygaan. Ja. Dit is verstommend hoe die lewe vinnig verbygaan. Ja. En jy besef permanensie is nie hier nie. En dan begin jy 'n verskillende waardebepaling op goeders plaas. Hierdie ding wat ek nou vir jou genoem het van die twee bome, Ja. Die linkerhand en die regterhand wat ons vroeër van gepraat het. Daar's 'n konsep wat hulle noem ambidextrous leadership. En dit is geskoei in die basiese van explore versus exploit. Ja. So dit het te doen met pionierskap en vindingrykheid, kreatiwiteit aan die een kant, en aan die ander kant, die exploit deel daarvan is nou tipies jou regterhand wat baie harder werk as die linkerhand, en dit is meer die kritiese analitiese deel. So die twee konsepte wat vir my regtig belangrik is, wat 'n ou nie uit die oog uit moet verloor nie, is aan die een kant wat bekend staan as ek dink is Robert Greene se servant leadership aan die een kant. Dit is die eerste beginsel, en die tweede is ambidextrous leadership, wat beteken dat jy 'n variëteit van mense nodig in die mengsel wat saamwerk vorentoe. Ja. Hulle sê you can go, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, you have to go together. Ja. Praat met my oor die konsep, iets wat ek jou oor sê het. Eintlik drie goeters. Lifestyle besigheid. Dis die woorde wat jy gebruik, lifestyle besigheid. Nee, praat 'n bietjie daaroor. Ek het 'n vriend, Dr. Keith Ferris, ek wil tog net sy naam noem, as jy sy naam, Dr. Keith Ferris, by Gibbs, Google, hy het baie geskryf oor lifestyle besigheid. En ek dink dit is, iemand het net 'n paar dae terug vir John gevra, wat hy dink het WeBuyCars suksesvol gemaak, en toe het ek nou na Vaan se lewens uitkyk en sy gewoontes verwys. Maar toe sê John 'n baie belangrike ding, toe sê hy, toe Dirk en Vaan WeBuyCars begin het daar aan die begin, het hulle elke sent teruggeploeg in die besigheid in. Ons het net vir onsself 'n salaris betaal. En ons het van kleins af 'n absolute wrevel in skuld. So, ek sal vir jou sê, ek sien jong mense wat daardie probleem het. Wat doen jy as jy 'n klomp skuld het en 'n klomp uitgawes het, en wat gaan jy doen? Jy gaan die besigheid leegmelk voor hy eers kans kry, voor daai vliegtuig eers kans kry om van die runway af op te styg, van die aanloopbaan af op te styg, het jy hom toegepak met laste nog voor hy kan kans kry om te vlieg, jy weet? En ons was gelukkig geweest, omdat ons so wrevel het in skuld, kon ons al die geld terugploeg in die besigheid in en net vir onsself 'n salaris betaal, en so het ons ook later 'n vaste persentasie van geld toegeken aan die advertensie en promosie budget. En ons leefstyl was vir baie lank geen indikasie van die sukses van die besigheid nie. Waar ander jong mense suksesvol is en hulle ry met M3's en Ferraris en whatnot rond, het ons rondgery met 87 Toyota Corolla's en Audi A4's en whatnot, in 'n eenvoudige huise gebly, lank nadat dit reeds binne ons vermoë was om baie hoër lewenstyl te handhaaf. Ons het net heeltyd, dit het vir ons 'n obsessiewe passie geword om te kyk, wel, ek is seker al van gaan definitief van daardie woorde verskil, maar dit was vir ons 'n passie om te sien hoe ver ons dit kan vat, en ons was trots geweest op die dissipline wat ons toepas, om nie die besigheid droog te melk nie, en om te leef van jou salaris, leef binne jou vermoë wat jy vir jouself geallokeer het in hierdie geval, en ons bly net heeltyd al die geld terugpomp in die besigheid. So, daar was 'n man gewees, Alon
Ries. Hy is 'n baie bekende in Suid-Afrikaanse kringe, 'n entrepreneurskool van Alon Ries. Hy het 'n so blou boekie met die naam van Drop the Business Plan of Leave the Business. Ek kan nie nou die boekie se naam onthou nie. Maar is iets along the lines van Drop the Business Plan, los die besigheidsplan. En die belangrikste ding wat hy promoveer in daardie boekie is dat werk aan jou besigheid, nie in jou besigheid nie. Want toe ek by Venter Center gewerk het vir 'n meneer Venter daar, hy was 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat met een trok begin het as 'n trokdrywer en wat steenkool kontrakte gekry het om steenkool te ry en hy het later 'n baie groot vloot eienaar gewees van baie trokke. Wat vir ek dink dit was Martel Ducktails of wat ook al wat hy die vervoerkontrak voor gehad het. Hy het in die aande onder die trokke gewerk en ek dink daar's soveel besigheidseienaars wat baie sukkel om uit hulle eie besigheid uit te kom. Hulle bly besig om 'n sentrale rol te vervul in hulle eie besigheid en hulle glo niemand kan dit so goed doen soos ek nie. Hulle kan nie laat gaan nie. Jy weet dit is soos daai Bobbejaan wat die Boesman se lemoen binne in die kruik sit en dan as die aap nou sien hy doen dit, dan kom die aap nou steek hy sy hand binne in die kruik in om daai lemoen uit te haal, maar die oomblik as hy nou die lemoen vat, dan is die kombinasie van sy hand met die lemoen in is te groot om uit die kruik uit te kry. Hy kan net nie laat gaan nie. Jy weet, hy kan net nie, hy skreeu en hy spaan, maar hy kan nie sy hand uit daai kruik uit nie. Nou dieselfde met baie besigheidseienaars, hulle kan nie die transisie maak om hulle hande te was en skoon te kom en aan die besigheid te werk teenoor in die besigheid te werk nie. Dit is 'n kombinasie saam met die leefstyl. Die twee gaan gewoonlik met mekaar gepaard. Het ek so min of meer jou vraag geantwoord daarso? Miskien moet jy dit net not in your business, but on your business. On your business. Ja. Net kortliks weer. Wat is Afrikaans vir not in? Nie in jou besigheid nie, maar aan jou besigheid. Ja. Nie in jou besigheid, net maak dit bietjie makliker. Jong, ek het 'n baie goeie vriend, Dimitri Titan, hy bly in Perth. Hy het al die jare hier in Pretoria gewerk en hy het besigheid om aircons te diens. En ek dink hy was miskien dalk 'n voorbeeld van hoe om aan jou besigheid te werk en nie in jou besigheid nie. Hy het geglo dat sy verhouding met die restauranteurs wie se yskaste en aircons hy dien, so hy het altyd, dit is nie 'n goeie voorbeeld nie, maar hy het altyd gestaan en kuier met die eienaars van die restaurante terwyl sy werknemers inspring in die yskaste en slegs as hulle vashak sal hy iets gaan doen daar by hulle. Daar's ook maar miskien is dit 'n goeie voorbeeld. Ja, so jy weet, as jy 'n mechanic is wat en jou hande is vuil, dan werk jy in jou besigheid. Maar as jy 'n mechanic is met 'n wit jas wat nooit dit is maar ek sal sukkel om die konsep beter te probeer, maar dit gaan daaroor dat jy is passievol oor jou eie besigheid en jy kan nie laat gaan nie. Jy sukkel om ander mense te kry om in jou plek op te tree, om iemand te vertrou om transaksies namens jou te doen, kan partymal nogal 'n uitdaging wees, want elke persoon doen dit anderster en dit is moeilik om te laat gaan. 'n Belangrike ding wat jy genoem het relatief in die begin van hierdie gesprek is hart groot word, passievol. Dis 'n dilemma wat in elke familie is. Ons kom uit 'n ander, babyboomers kom uit 'n ander geslag uit en die wêreld het baie verander in die laaste klompe jare. Daar het vinnige voorspoed gekom. Daar's 'n tyd wat ouens kon vinnig geld maak. Daai tyd jy kan nog sekere plekke vinnig geld maak. Maar byvoorbeeld in die eiendomsmark kon jy koop en verkoop. Daar's eintlik nie meer daai ruimte nou van koop en verkoop nie. Jy moet mooi dink om te koop. Die mark is so bietjie mooi, meer kompleks. Maar ouens het so 'n bietjie geld gemaak. Hy het baie geld gemaak en ons kinders word nou in daai milieu groot van toppers en reis is nou nie meer regtig die ding nie. Nou wat nou? Hoeveel mense sit vandag met daai vraag, wat gaan ek met my geld doen? Want erfporsies kan jou kinders vernietig. Dit kan jou kleinkinders en jou agterkleinkinders verwoes. Dit is 'n baie gevaarlike ding vir 'n kind om te dink daar's 'n terugvalposisie. En ons het groot geword dat daar was die deur agter jou was toe.
ek is maar 'n soortgelyke situasie gehad van daar's net een kant te vorentoe en al druk die lewe hoe hard jy kon nie terugdraai nie. So as 'n ouer in so 'n situasie sit, kan jy hom adviseer want jy sit in so 'n situasie. Daar's nou jou kinders en hulle word nie so taai groot, hulle word nie op die plot groot nie en hulle trek hulle nie agter hulle aan full speed met sleep die Chevy agter hom aan op 80 myl per uur nie. Dis nou 'n bietjie anderste. Wat doen jy om daai kind te beskerm? Of hom gereed te maak vir die uitdagings, want die lewe gaan nie dieselfde uitdagings bring nie, maar gaan ander uitdagings bring. Maar daar's geen geslag wat sonder uitdagings loop nie, want ons kinders skiep nou iets wat ons gehad het, en dis nie hulle skuld nie. Wat doen ons? Ek wil nou nie iemand persoonlik noem nie, maar een van die mense oor wie ons nou van tevore gepraat het in hierdie gesprek, sy seun hy stuur sy seun, en hulle is vermoënd, maar hy stuur sy seun om by Soltech 'n ambag te gaan doen. Om dan daarna 'n tersiêre kwalifikasie by die universiteit te doen, soos 'n BCom. Om die praktiese handvaardige nering te kombineer met 'n intellektuele nering. Dan aan die ander kant, die voordeel wat vandag se kinders het, is dat Google is al amper verby. ChatGPT vat nou al oor by Google, nog voordat ons Google baas geraak het. Ons het nog nie regtig eers besef wat is die reikwyte en die impak van wat iemand wat regtig wil met Google kan doen nie. Jy kan vir jouself 'n nering leer of 'n spesialiteitskennisveld aanleer deur Google en YouTube. Ek is nie die enigste een wat so sê nie. Peter Thiel sê dieselfde. Ek quote eintlik Peter Thiel. So Eric Weinstein sê tereg dat dis terrible, dis verskriklik as jy daaraan dink dat in ons tyd was dit normaal om te dink dat 'n persoon in sy 20's, iewerster in sy 20's, laat 20's, dalk 'n klein 2-slaapkamer huis sal kan koop en hy en sy vrou kan dan daar intrek en 'n gesin begin. Vandag wonder die mense of hulle op 40 gaan kan huis opsit. Miskien nie heeltemal so erg nie, maar dit is waarna toe dit gaan. Die konsep idee daarvan vir jong mense om te kan huis opsit is amper nie eers meer relevant nie. Die lewe raak net onbekostigbaar duur. Jy het ook 'n ander iets genoem en dit is erfporsie en erflating en die konsep daarvan dat aan die een kant het jy die underdog wat niks het om mee te begin nie, wat op een of ander manier 'n plekkie moet skoonskrop en dan bo uitkom, die vegter, en aan die ander kant het jy trust van babies wat baie geld het, jy weet, en om die twee met mekaar te, want die oomblik as jy jou drome realiseer en jy het nou sukses bereik, dan gaan jou kinders in 'n ander omgewing groot word. Party mense, en ek het dit gesien, probeer hard om hulle kinders hard groot te word, en hulle is nie noodwendig suksesvol nie, want dit is nie autentiek nie. Ek weet nie, ek het nie antwoorde nie. Ek het al met baie mense daaroor gepraat en elkeen het 'n ander interpretasie. Aan die einde van die dag hoop en glo ek dat jou hart en jou gees sal afryf op jou kind, en dat jou kind jou hart en jou gees sal erf, om dit so te stel. Ek dink daai laaste stuk is baie wys, maar daar is nie 'n maklike antwoord nie, en ek glo alle ouers dink hieroor. As jy nou 'n paar minute het met 'n jong man wat met jou gesels en hy sê, oom, wat is die 5 belangrikste, 4, 3, weet jy hoeveel belangrikste goed om met dit wat jy aanpak in hierdie lewe sukses te maak, wat sal jy vir hom sê? Jy kan nie 'n ware betekenisvolle gesprek hê sonder om nie te raak aan ons geestelike lewe nie. En ek sal vir iemand sê, luister, of jy nou glo of jy nie glo nie,
of jy nou in God glo of nie in God glo nie, maak nie saak nie. Ek dink almal glo in God, jy weet dit net nie. Hang net af hoe swaar jy al gekry het. In die nood, in 'n uiterste noodsituasie bid almal. So, As jy onder daai tanker ingery het en daar's vonke wat spat, dan weet jy nou ja. jy So- kan jou nie self uitwikkel hierso. Ja, so ek weet, ek het 'n oomblik in my, oomblik in tyd wat ek onthou, wat ek, in Gasfontein, daar bo teen die berg, tussen Linwood en die T-aansluiting van Generaal Louis Botha en Linwoodweg, daar is 'n berg daar. Ek het op daai berg eendag met toe ek nog daai rooi motorfietsie toe ek by Louis Botha gebly het. Sakgeld was R300 'n maand en ek het by die universiteit geswat en ek het net alles gepluk die hele tyd en ek het gesuffer en ek was depressed en ek het op daai berg gaan staan tot daarbo geklim en ek het gebid en vir die Here gevra vir hulp. Dit het natuurlik nie gekom nie. Nie dadelik nie. Maar ja, so Maar dit het gekom. my ma is 'n bidder. Ja. My ma Ja. bid vir haar kinders, morning, noon and night, bid sy vir haar kinders. My pa is 'n opregte gelowige, kinderlike geloof, jy weet, so. Die Here gee vir alles uitkoms. Op sy tyd. Want ons moet hom nie dien vir die uitkomste wat hy gee nie. Ons moet hom vir sy onthou dien. En daarom is dit nie kits goedjies nie. So jy het gevra om vir 'n jong man advies te gee. Hierdie is een, jy het jou Probeer pas. om weg te bly van drugs af, jy weet. Vrouens is moeilikheid, stadige perde is moeilikheid, jy weet. Daar's hierdie ding wat hulle noem oorsaak en gevolg, dit help om te weet hoe dit werk. My grootste advies is bly weg van skuld af. Ek sou sê die 5 belangrikste punte, 1 tot 4 is bly weg van skuld af. Los tog net asseblief die kredietkaartskuld, los die. As jy kan, probeer om nie motorskuld, probeer om kontant te leef. Dit is my grootste enkele stukkie raad. Jy weet, ek en Vaan het ons huise wel gekoop met jy weet, ons het 50% neergesit op die huise wat ons gekoop het. En dan die res so vinnig afbetaal as wat ons kon. Maar om skuldvry te lewe is regtig heel bo aan. My ma en my pa sal vir jou sê, jy moet bid vir jou kinders dat hulle die regte man en vrou kry, want dit is nogal redelik bepalend. Jou huwelik, jou huweliksmaat, dit is nogal baie belangrik. En passie en nuuskierigheid, jy weet, kan bring vir jou passie en jou nuuskierigheid. Jy weet, ja, my boetie Vaan is 'n ongelooflike nuuskierige mens in sy, jy weet, hy as iemand hom bel met 'n motor, dan hy is so nuuskierig oor die uitkoms van die assessering van 'n motor dat hy omtrent kompulsief homself daarmee gaan besighou. So in jou nering, in jou besigheid, in jou gesin, jy weet, jou vindingrykheid, ja, daar's baie verskillende woorde wat my nou ontbreek om jy weet, doen wat jou hand vind om te doen. En moenie jou wat's Afrikaans vir 'n hobby, jou stokperdjie. Jou stokperdjie wat jy jouself mee besig hou, het dalk 'n geheime seëning of 'n verskuilde seëning wat dalk eendag vir jou kan uithelp. So om 'n stokperdjie te hê wat geld inbring, soos om sonpanele op te sit omdat dit jou of om papegaaie te koop en verkoop. Toe ons in die ry gestaan het met die junkmail, deur heel aan die begin, daar in daai ry in die oggende was donker, 4:00 die oggend, ek dink is Pretoria staat wat ingaan in Pretoria in, daar aan die regterkant sit junkmail se kantoor en dan het ons daar gestaan 4:00 die oggend terwyl dit nog donker is. Dan staan jy daar in die ry saam met die ander bargain hunters. Dan vra jy nou vir hulle, wat doen jy? Elkeen is daar om dit te koop wat hy in spesialiseer. Een ou koop stikkende wasmasjiene, 'n ander ou koop papegaaie, letterlik, hulle koop papegaai kuikens. Hulle dryf handel in papegaaie, hulle dryf handel in honde.
Jy weet, honde, katte, Persiese katte, wat ook al. So het elke ou stokperdjie waar daar waarde in is, iets wat hy 'n kenner van is, wat hom onderskei. So ja, ek kan nou nie so uit die vuis uit gou al die punte wat ons geraak het opsom nie. Hierdie is wonderlik. Ek wil net hierdie is die laaste vraag. Dalk, die laaste vraag. Mense sê vir ouens dan quit. Want as jy 'n ding aanpak, dan is daar momente waar dit swaar gaan. En daar's nie 'n einde nie, dit sê ons vir ouens, daar's nie 'n einde nie. Jy kan deur dit kom. Maar tog in die ontwikkeling van 'n besigheid, ouens begin en val en dan dis baie entrepreneurs. Begin 'n ding en want die gees van entrepreneurskap is ook 'n gevaarlike ding, is soms baie impulsief en jy pak 'n ding en soms moet jy quit. Soms moet jy quit. So hierdie ding moet jy los, hierdie ding gaan nie werk nie. Praat net met my 'n laaste woord daaroor, want daar is plek om te sê hierdie is verkeerde ding. Hierdie gaan nie werk nie. Is die stelling jy quit nooit? Is dit altyd die antwoord? Of moet 'n ou baie keer die ruimte laat om te sê, weet jy wat, ek dink ek het nou genoeg gesukkel met hierdie ding, genoeg geïnvesteer. Daar's nou 'n punt wat ek die plek gaan trek op hierdie ding. Ek dink aan so baie dinge, jy weet. Loot Bester het 'n entrepreneurskool begin. Ek wens Loot Bester was hier om daai vraag te antwoord. My familie sal in die daar op die plot in Bronkhorstspruit het ons 'n garage gehad wat 3 karre, weet 'n 3-dubbele garage is vir 3 groot voertuie. Dan het hulle in die een garage het ons 'n bees geslag en in die ander garage was ons besig om 'n engine uit 'n kar uit te trek om dit reg te maak, en dan sit oom Johan, oom Vale de Beer, oom Vale Johan de Beer en oom Bok van der Walt en my pa en nog mense, Boet Buikskus, wie ook al sit daarso. Dan sê hulle vir my, ja, ons weet hoe om te sukkel. Ons is baie goed daarmee om te sukkel. Ons hou van sukkel, jy weet. Nou ja, dit het vir my en Vaan geleer om eerder nie te sukkel nie. Ek sal vir jou sê, jy moet eerder nie sukkel as jy nie hoef te sukkel nie. Om op te gee, om te quit, seer sekerlik is daar 'n tyd om die handdoek in te gooi. Seer sekerlik. Daar is ook die bittereinders. Jy weet, ek kan vir jou vertel van, almal weet van generaal De Wet, die boeregeneraal. Maar die mense weet nie wie sy broer is nie. En hulle weet nie wat sy broer gesê het nie. Hulle weet nie wat sy broer van hom gesê het nie. Hy was die bittereinder. Sy broer was die verraaier. Maar sy broer het 'n sekere saak gehad. Hy het gesê, jy gaan 'n groot deel van die boerevolk vernietig met jou bittereinder nonsens. En daar's 'n mate van waarheid daar. Ons sal nooit weet wat die volle waarheid is nie, maar daar's 'n mate van waarheid in. So ja, daar is uithou en aanhou, en ons het dit ook gesien in ons lewens, jy weet, om uit te hou en aan te hou en die knoop deur te hak wat vir besonderse toewyding. Maar 'n mens moet ook weet wanneer om op te gee. Wel, ek het nie verwag jy gaan vir my 'n klinkklare antwoord gee nie, maar daar is die ding van vasbyt, want jy kom nie iewers deur diep waters te gaan nie. Maar jy kan ook nie 'n dooie perd lewendig slaan nie. So, Dirk, hierdie was baie spesiaal. Baie dankie. Gerard, ek sê vir jou baie dankie. Waardeer regtig baie. Ja, groot voorreg, baie dankie.